sluit so saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend weet, Here, U is die een. U is groot, U is heilig, U is getrou, U is langmoedig oor ons, Here. U is heilig, heilig, heilig. En Here, ons dankie dat ons dit kan weet. Here, dankie dat ons nie hoef te skaam vir die evangelie van Christus nie. Dat ons vanoggend weet, Here, dis die blye boodskap, dis die waarheid wat ons preek, en die waarheid wat ons hoor, en die waarheid wat ons ontvang en doen. Seën ons vandag, Here, waar ons die woord bring, dat het sal wees tot U verheerliking. Ek bid vir elke persoon wat hier is vanmôre, en hulle wat ook op Facebook en YouTube kyk, dat U hulle ook sal seën. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. U kan die sitplek neem, dankie. Dankie Michael en die span. Nou ja, vanoggend se preek is nie so moeilik soos verlede week se preek nie. Ons boodskap vanmôre is, die titel is, ons lewe tot God se eer. Nou my vorige 2 preke het ek gepreek om die pad saam met Christus te stap. En verlede week het ons gekyk na wat Jesus als verander het. As ons kyk na die pad saam met Christus, ons is saam met Christus gekruisig en ons het saam met hom gesterf. Maar ons het ook saam opgewek en leef saam met hom in Christus. Saam met Christus is ons verborge in God. En God die Heilige Gees woon in ons. Ons rig ons gedagtes na die hemel, ons is erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Verlede week se preek was oor hoe God, wat Jesus als verander het. Hy bring vir ons 'n nuwe verbond, 'n nuwe testament, waarin ons kan lewe, kan vashou. Hy word ons hoëpriester. Hy gee vir ons die wet van Christus. Hy word die nuwe tabernakel. Hy het 'n volmaakte offer gebring en sy verbond gee beter beloftes. Is die ding reg, Philip? Ek het hom so hoog gesit. So, kan het beter wees. Nou ja, vandag wil ek kyk, hoe pas ons hierdie 2 vorige preke toe in ons lewens? Wat moet ons maak? Hoe moet ons lewe? Daar is 4 dinge wat ek vandag na wil kyk. Die eerste is wedergeboorte en die belangrikheid daarvan. Vanoggend aanvaar ons so maklik, dat elkeen van die wat hier sit, is wedergebore, ken die Here en lewe in die Here. Dit is so belangrik, dat jy sal weet, jy is wedergebore. Want sonder wedergeboorte is jy nie gered nie. Kan jy nie saam met die Here wees nie. Dan wil ek kyk na die wil van God. Nou waar kry ons sy wil? Ons kry sy wil in die woord van die Here. Daarom is dit so belangrik, dat ons die woord sal ondersoek, en sal weet, ons leer die woord en ons doen die woord. Ons verkry die wil van God uit sy woord. Dan wil ek kyk, watter vrug dra ons? En ek wil laastens kyk na die werke wat ons doen. En wat die verskil is tussen die 2. Wedergeboorte, soos ek sê, is die eerste stap. As ons kyk in Johannes 3 vers 1, en daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Nou, owerste beteken, hy het ietsie geweet. Hy het mense geleer. En hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen, as dit nie is dat God in hom is nie. Jesus antwoord nie om nie deur te sê, baie dankie vir die mooi kompliment van jou nie. Jesus het nooit komplimente aanvaar nie. Maar hy aanvaar nie, hy gee hom dadelik die evangelie. En hy sê vir hom, jy moet wedergebore word. Johannes 3 vers 3 sê, en Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dit is immers die belangrikste van alles, dat ons wedergebore sal wees, en dat ons die Here so sal kan dien.
Nicodemus verstaan dit nie. En hy sê heel verbaas in vers 9, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jy kan die res gaan lees daar hoe Jesus met hom gesprek voer en vir hom verduidelik dat 'n mens uit gees en in waarheid gebore moet word. Hierdie is 'n vraag wat uitroep, Here, wat is u wil? En hoe kan ek dit verstaan? Wat is u wil? Nou, jy ken hierdie dinge. Ek is seker daarvan jy het hierdie preek al 20 keer gehoor. Maar dit is deur herhaling dat ons dit vasmaak in ons gees. Ons moet God se wil kan uitlewe. Romeine 12 vers 1 en 2 moet eintlik die Bybelkollies ouens vra en hulle moes hom geleer het. Michael, sal jy hom vir ons sê asseblief? Ek joke sommer. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God dat julle julle liggaam stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is jou redelike godsdiens. Dit is 'n standaard dat jy jou liggaam, wat die tempel van die Heilige Gees is, stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit wat ons dink en dit wat ons doen en dit wat ons sê, is veronderstel om die Here te verheerlik. Romeine 12 vers 2 gaan hy aan en hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Ons lewe in 'n wêreld wat so druk op ons sit, om soos hy te lewe. Maar ons kan nie. Sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Met ander woorde, begin anders dink. Begin anders dink. Hoekom? Sodat ons kan beproef. Wat moet ons beproef? Die goeie, die welgevallige en volmaakte wil van God. Ons moet dit kan beproef. Ons moet weet. In Engels sê hy prove. To prove. Dit is soos jy, ons is nou nie wyndrinkers nie, maar dit is ons te proef aan al die wyn, en dan spoeg jy dit gelukkig elke keer uit. Want anders weet ek nie wat sou gebeur het. So om te beproef, to prove, dit is ook soos die rugbyproewe, waar mense beproef word, hulle word uitgenooi na die proef, na die rugbyproewe, en dan speel hulle en hulle word uitgeruil en ingesit, en so word die beste span gekies. Hy word beproef. Ons moet God se woord beproef. Ons moet weet wat sê die woord, en ons moet ons gedagtes daarvolgens nuut maak. Hierdie twee opdragte is om ons liggaam te offer as 'n lewende, heilige en welgevallige offer, en tweedens om ons verstand nuut te maak sodat ons God se wil kan beproef. Nou, wat is God se wil? Hierdie vraag is ek in my hele Christen lewe besig om uit te vind en te soek en na te jaag. En ek weet, u doen dieselfde. Want as ons nie God se wil het nie, dan kan ons nie voortbeweeg nie. Want as jy nie weet wat God wil hê nie, as jy vir my sou werk, en jy weet nie wat ek van jou verwag nie, gaan jy die hele dag wonder wat gebeur, en jy gaan nie jou werk kan doen nie. Net so, as ons nie weet wat God se wil in ons lewens is nie, kan ons nie funksioneer nie. Daar is soveel beloftes, wat ons kan verkry net deur sy woord, sy wil te ken. En soos ek net nou gesê het, sy wil verkry ons in sy woord. Ons kry hom in sy woord. Hebreërs 10 vers 36 sê, want julle het lydsaamheid nodig. Nou dis sommer Afrikaanse vasbyt. Nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Hulle pla my nie hoor. Moenie worry nie. Ja, ek is oké. Ek sal 'n slukkie water vat as ek dit maak nie. Hulle is oké. Want ons het lydsaamheid nodig om nadat ons die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Daar's beloftes te verkry, ouens. Maar as jy nie God se woord ken nie, gaan jy nie weet wat se beloftes daar is nie. Hierdie vers wys duidelik dat ons lydsaam en lankmoedig moet wees. Ons moet kan vasbyt.
Dinge gebeur in ons lewens, in ons omstandighede, wat nie maklik altyd is nie. 'n Mens verstaan nie altyd hoekom ek deur sekere goed moet gaan nie. Maar tog, die Here dra ons daardeur. Nou as ons hierdie beloftes begin ken, dan gaan dit kan werk vir ons om te kan weet, 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel beloftes van God daar mag wees, in hom is hulle ja, en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Ja en amen. Sy beloftes is ja en amen in Christus. Ja en amen beteken, dit kan nie verander nie. Maar die interessant is, dis tot sy heerlikheid, nie tot my heerlikheid nie. Soos 'n belofte in my lewe waar word, is dit tot heerlikheid van die Here. Dit gaan deur ons gebeur. Ons moet met vrymoedigheid na God toe kom. Hierdie beloftes te verkry, moet ons met vrymoedigheid kom. 1 Johannes 5 vers 14. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Wow. Hy sal ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Dit bring my weer by hoe belangrik dit is om God se wil te ken. En ons het lankmoedigheid nodig om nadat ons die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Om in die waarheid van die woord te lewe, is om God se woord te bewaar. Johannes 14:23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hoe awesome skrif is dit nie net nie? Dat Vader en Jesus by ons sal kom woning maak. So die hele drie eenheid is lief vir ons, en hulle gaan in ons kom woon, en by ons kom woon, en saam met ons stap, elke dag. Vir my is dit awesome. 1 Johannes 2 vers 5, want elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons, dat hy in ons is, of ons in hom is. Heilige Gees in ons en ons in hom. Dit is belangrik om te weet dat God sy liefde in ons hart uitgestort het, deur sy Gees wat aan ons gegee het. So tydens jou wedergeboorte, het God sy liefde in jou hart ingesit. Dieselfde liefde waarmee hy God lief gehad het, is nou in jou hart en in my hart. En ons het die voorreg en die vermoë om met daai liefde God lief te hê. Dis 'n onvoorwaardelike liefde. Ons het daai voorreg om vir mekaar lief te wees. Dis 'n voorreg en dis 'n opdrag. 1 Johannes 2 vers 6. Hy wat sê dat hy in hom bly, as ek sê ek bly in die Here, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. Nou soos hulle in Engels sê, dis 'n tall order. Dis nie maklik nie. Johannes gaan hier verder en hy sê dat ons moet lewe soos Jesus lewe. Ek kry dit nie altyd reg nie. Ek weet nie van julle nie. Dit is ook die rede hoekom die Heilige Gees dus in ons kom woon het. Hy tree vir ons in. Romeine 8:27. Hy wat die harte deursoek, dis God. God wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Wow. Die Heilige Gees ken die wil van God vir elkeen van ons. En hy tree vir ons in met onuitspreeklike gesigtinge, sê Romeine. En hy tree in volgens die wil van God. En die wil van God word openbaar in ons lewe. Romeine 8:28 sê duidelik dat alles werk ten goeie mee vir ons. Dit wat die Heilige Gees voor intree, werk ten goeie mee vir ons. Romeine 8:29. Die wat hy van tevore verordeneer het, om gelykvormig te wees
aan die beeld van sy seun. Hier het ons die hele doel van dit wat die Heilige Gees vir ons voor intree. Sy wil. God se wil is dat ek en jy gelykvormig sal wees aan die beeld van sy seun. Dat ons sal wees soos Jesus is. Dit is vir my verstand verstaan dit nie, maar ek kan dit glo, want God bring my op 'n plek waar ek soos Jesus word. Ek raak opgewonde. Ek wil nou kyk na 'n paar skriffies van wat is God se wil, en ek het net 3. Dit word duidelik so gesê, maar daar is baie ander. 1 Tessalonisense 4 vers 3, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Ons moet heilig lewe, daar is geen twyfel omtrent dit nie. Ons is die geregtigheid van God in Christus. Wanneer ek wedergebore word, word die Heilige Gees in my hart ingestort, en hy stort sy liefde saam met hom in. En as ek wedergebore is, leer hy my en help hy my om heilig te lewe. 1 Tessalonisense 5 vers 18, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Dankbaarheid, 'n lewe van dankbaarheid, is 'n pragtige lewe. Jy kan foute maak, maar as jy nie dankbaar is nie, of jy kan goed doen as jy nie dankbaar is nie, dan is jou lewe leeg. En die derde skrifgie is 1 Petrus 2 vers 15, want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. So hier sien ons 3 belangrike dinge, heiligmaking, dankbaarheid en goeie werke, goed te doen. 3 dinge. Wat was die verskil tussen om vrug te dra en goeie werke te doen? Is daar 'n verskil? Ja, daar is. Jesus sê in Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, sal hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Sonder Jesus in ons lewens kan ons nie vrug dra nie. Ons het hom nodig. Ons het die Heilige Gees nodig elke dag. Die goeie vrug kom van wat ons kan dra, kom van die wortel Christus af. Hy bring die goeie vrug. Sonder Christus in ons lewens kan ons dus nie goeie vrugte dra nie. Dit kan nie. Jy kan slegs goeie vrugte dra as jy in Christus bly. Matteus 7 vers 17 en 18 sê, 'n boom kan nie goeie en slegte vrugte dra nie. Hy praat eintlik daar in Matteus 7 oor die leraars en die profete. En dan sê hy, jy sal hulle ken aan hulle vrugte. Nie aan hulle werke nie. Jy sal hulle ken aan hulle vrugte. So sal ek jou ook ken aan jou vrug. Galasiërs 5:22, jy ken hom almal. Want die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Op 'n verskeie plekke in Paulus se briewe gee hierdie vrug van die Gees, maar net op ander maniere. Maar dit kom daarop neer dat dit is die vrug van die Heilige Gees in ons lewens. Dis die vrug wat ons moet dra. Nou evalueer jou lewe. Vrug kom van binne jou, deur die Heilige Gees. Wat 'n vrug dra ons? As ek in daai moeilike omstandighede kom, wat pop uit? Strip ek my nog? Verloor ek my meer? Praat ek lelik? Rand ek hou aan? Wat is die vrug wat uitkom as jy in hierdie moeilike tye kom? Want dit gaan uitkom wanneer jy dit die minste verwag. Wanneer dit druk en dol met jou gaan. Dan kom jy by daai punt waar jy versoek word en waar jy sal moet weet hoe om op te tree. Dit is dan ook die vrug wat jy dra, wat 'n bewys is van die innerlike verandering wat tydens wedergeboorte plaasgevind het. Almal van ons begin as babietjies in Christus. Maar soos jy groei, leer jy die dinge van 'n kind af en begin jy volwasse wees.
Ek sê net vanoggend, ek is al op 'n punt waar ek nie meer aanstoot vat nie. Probeer regtig my bes om nie aanstoot te gee nie, en ek probeer my bes om nie aanstoot te vat nie. Want as ek aanstoot vat, dan verloor ek my vrug. Ek wil nie aanstoot vat nie, ek wil op 'n plek wees waar ek my oog heeltyd op die Here kan hou, en kan weet, maar sonder hom kan ek niks doen nie. Jy kan nie die goeie vrug produseer by jouself nie. Dan probeer jy harder. Dis 'n natuurlike vloei van dit wat binne jou gebeur het, binne jou wese. Hy wat binne in jou is. Die Heilige Gees bring daai vrug voor. Daar's 5 Bybelse toetse vir vrug. Die eerste een is karakter. Karakter is daardie vrugte wat ek nou net gelees het van Galasiërs 5:22. Liefde, blydskap, vrede en so aan. Dis die karakter wat jy dra. Is daai vrugte sigbaar in jou lewe? Is jy geduldig? Het jy selfbeheersing? Lewe jy in liefde? Het jy blydskap in jou lewe? My vrou sê ek is 'n aantreklike ou as ek smile. Ek sukkel bietjie om te smile, ouens. Maar is jy vriendelik? Ek is vriendelik, al lyk dit nie altyd so nie, hoor. Die tweede karakter, of die tweede punt daar is gehoorsaamheid. As jy my lief het, bewaar my gebooie, sê Johannes 14:15. Bewaar my gebooie. Ware vrug lei tot 'n lewe van gehoorsaamheid. En gehoorsaamheid lei tot goeie werke. Ek sê weer, ware vrug lei tot gehoorsaamheid. En gehoorsaamheid lei tot goeie werke. Gesonde leer is die volgende punt. Titus 1:9 sê, vashou aan die betroubare woord. Ek en pastoor Konrad praat nou weer agter, van hoeveel verskillende aspekte van die evangelie verskillend geïnterpreteer word. In ons Bible College en in Veritas leer ons 'n sekere riglyne. Maar elkeen van daai goed wat ons leer, het verskeie ander sieninge op ander plekke. Ons moet vashou aan dit wat ons glo die waarheid is. Ons moet die gesonde leer bly verkondig. Jy sal sien, my boodskappe is altyd vol van die woord. Ek sê altyd vir pastoor Andries, ek is nie 'n prediker soos hy nie. Ek sal maar leer. Hy kan maar preek. Hy preek baie beter as wat ek kan preek. So net so terloops, pastoor Andries het nie bedank nie. Hy is vanoggend by die begrafnis van oom Ben en Piet se broer. So hy sal volgende week op Moedersdag, volgende week is Moedersdag, gaan hy die Moedersdag preek doen. So, kom gerus en kom luister. Daar's 'n invloed op ander. Matteus 12 vers 33, aan die vrug van 'n boom word hy geken. Kan jy in my lewe die vrug van die Here sien? Kan ek in jou lewe die vrug van die Here sien? Maak ons disippels. Maak ons disippels. En dan die laaste een van die 5 is volharding. Wie volhard tot die einde toe sal gered word, sê Matteus 24:13. Wie volhard tot die einde toe? Ek sal nog eendag, soos die Here my lei, 'n bietjie weer praat oor geestelike stryd. Van hoe ons elke dag, elke liewe dag, elke oomblik van die dag in 'n oorlog betrokke is. Hierdie is nie smooth sailing nie. Die feit dat jy vanoggend hier is, moet jy maar nou al weet, in die week gaan jy aangeval word weer. Miskien is jy al klaar aangeval en sit jy in daai omstandighede. Volharding, vasbyt. Hou aan om goed te doen, moenie moed opgee nie. Bly aan goed doen. Kom ons kyk bietjie na goeie werke, net 'n paar skriffies, net om die geloof te vestig in ons harte. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered, deur die geloof. En dit is nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Nie uit die werke nie. Ons praat dan nou eintlik oor goeie werke. Jy kan nooit met jou werke gered word nie. Werke red jou nie. Geloof in genade in Christus red jou.
Maar vers 10 gaan aan en hy sê, want ons is sy maaksel. Hy is die pottebakker, ons is die klei. Ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke. Ons is geskape in Christus, tot goeie werke. Deur die Gees van God wat in ons woon, leer hy ons en help hy ons om reg te lewe. Die vrug is daar, deur sy Gees wat in ons woon. Maar nou kom die werke vloei voort uit die vrug, uit die karakter van jou vrug. 1 Timoteus 6 vers 18, dat hulle goed moet doen, en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam, ensovoorts. Ryk wees in goeie werke. Goed doen. Ons moet ons lewe inwy, om vir die Here te lewe. In my vorige preek het ek spesifiek gesê, ons moet ons gedagtes fokus op die hemel, daar waar Jesus is, daar waar Vader is. Die Heilige Gees help ons om te fokus op die Here Jesus, want hy is die leidsman en volleinder van ons geloof. Hy leer ons, hy help ons. Tweede Timoteus 3 vers 16. Jy ken hom ook. Ek sien die Bybelkollege studente sê ja. Sien julle hoe belangrik is dit as jy skrif ken? Die hele skrif is deur God ingegee. Nie net party dele nie. Pastoor, wie het gelees? Ons skaam ons nie vir hierdie evangelie nie. Die hele evangelie is deur God ingegee en is nuttig. Is nuttig. Tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwys in die geregtigheid. Ek lees weer, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig, tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Dis waarvoor die skrif daar is. Dis hoekom ons Sondag hier staan en preek. Dis hoekom ons Bybelkollege en Veritas bywoon. Dis hoekom ons selgroepe bywoon. Dis hoekom ons preke en stukkies luister op YouTube. Ons is besig om die woord in ons harte in te bou. Vers 17 van 2 Timoteus 3 sê, sodat die mens van God volkome kan wees. Wil jy graag volkome wees? Sit die woord van God in jou lewe. Hy gaan aan en sê, volkome kan wees, vir elke goeie werk, volkome toegerus. Elke goeie werk, volkome toegerus. Titus 2 vers 14, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Hy het homself vir ons gegee om ons te verlos. Ons het verlede week gesien, hy is die volmaakte offer gewees. En vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig. Ons wat vanoggend hier sit en luister, is gereinig deur die bloed van die lam. Ons gaan dit nou bevestig deur nagmaal te gebruik. Ons is gereinig. Hoekom? Ywerig in goeie werke. Ywerig in goeie werke. Hebreërs 13 vers 21. Julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor hom deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. Kom ons pak net 'n bietjie hierdie skrifgie aan en ons sê, dat hy ons sal volmaak in elke goeie werk. Dink bietjie daaraan, net om elke dag vir die Here te lewe, goeie werke na te streef, die vrug wat in my is, uit laat vloei in werke, om hom te verheerlik. Hoekom goeie werke? Hy sê baie duidelik daar, om sy wil te doen. Ons het net nou gelees, goeie werke is sy wil. So hy lei ons op, hy leer ons om sy wil te doen. Deur aan ons te werk, deur sy Gees, wat welbehaaglik is voor hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. Ek vat weer die woordjie heerlikheid en ek bring dit terug na
2 Korintiërs 1 vers 20 wat sê, want hoeveel beloftes daar ook mag wees. In Christus is hulle ja, in Christus is hulle amen, tot heerlikheid van God deur ons. God is besig deur sy gees om ons op te wek en op te lei en te leer en te help om volgens sy woord te lewe. Dit maak my opgewonde as ek weet, maar die Here God Almagtig van die heelal is besig met my. Hy het nie opgegee met my nie. Die goeie werk wat hy in my begin het, sal hy voltooi tot op die dag van Jesus Christus. Filippense 1 vers 6. Hy het dit begin, hy sal dit voltooi. Moenie moed opgee nie. Stryd teen sonde, kry dit uit jou lewe uit. Fokus op heiligmaking. Fokus op heilig lewe. Goeie werke is dit wat ons doen. Die vrug is dit eintlik wie ons is. Ons karakter is ons vrug. Samevatting vanoggend. Goeie werke red ons nie, maar volg ons en ons doen dit nadat ons wedergebore is. Daarom sê ek weer hoe belangrik wedergeboorte is. Want wedergeboorte verander jou gees. Jy word weergebore. Jou gees, toe jy gebore is as 'n mens, was dood. Jy het 'n gees gehad, maar hy was dood. Net soos wat Adam en Eva geestelik gesterf het, is ek en jy geestelik dood as mens, totdat ek uit God gebore word. Uit sy woord, deur sy gees. En nou dat ons wedergebore is, kan ons heiligmaking nastreef. Ons is die geregtigheid van God. Ons staan reg voor God, asof ons nooit gesondig het nie. Dit beteken nie ons kan nou in sy genade mors en maak wat ons wil nie. Beteken dat juist die genade, jy sal onthou ek het verlede week gelees, dis juist die genade wat ons leer om ongeregtigheid en sonde uit ons lewens te kry. Tweedens, vrug is 'n bewys van ware geloof. As jy vrug dra, is jy besig om te glo in die woord van God. En derdens, moenie jouself meet met sukses of gawes of populariteit nie. Dis die verkeerde ding om jouself te meet, maar aan die vrug wat jy dra. Jakobus 1 sê, ag dit louter vreugde as jy allerhande beproewing kom, versoeking kom, jy weet dat die beproewing van jou geloof lydsaamheid werk. Jy kan nie van God sê, Here gee my meer lydsaamheid nie. God gaan jou situasies gee waar jy geduldig moet wees. En dis soos jou lydsaamheid sal groei. Hy gee jou nie net wat jy vra nie, hy gee situasies in jou lewe wat jou ontwikkel om die vrug te dra en te laat groei in jou lewe. Waarvoor kan ons vir mekaar bid? Ek sluit af, so 3 skriffies, dan is ek klaar. Waarvoor kan ek en jy vir mekaar bid? As jy wonder vanaand, terwyl jy bid, wat kan jy vir my bid? Vir Jaapie bid. Dan kan jy Kolossense 1 vers 9 en 10 bid. Jy kan eintlik Kolossense gaan lees, ek dink daar is 5 of 6 versies in een sin. Paulus kon langsinge skryf. Nou ek wou nie vanoggend al die skrif hier wees nie, ek het besluit ek gaan net die 2 versies noem. Vers 9 sê, daarom hou ons ook nie op nie. Van die dag af dat ons dit gehoor het, hy praat hier van die liefde en die genade en die geloof waarin hierdie Kolossense gelewe het. Van dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid, en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil. Wow. Die kennis van sy wil. In alle wysheid en geestelike insig. Dink 'n bietjie oor hierdie skrifgie. Paulus bid vir sy gemeentes, of vir hierdie gemeentes. Net soos wat ons as pastore vir julle as gemeente bid, en glo ek die gemeente ook vir ons bid, en vir mekaar bid. Ons bid, wat bid ons? Dat julle vervul mag word met die kennis van God se wil, in alle wysheid en geestelike insig. Dis my gebed vir julle vandag, is dat julle vervul sal word met God se wil. En as jy dit weet, dat jy dit dan doen. Vers 10, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel. Hier kom die werke nou.
om in alles te bewaar, en julle in elke goeie werk vrug mag dra. Daar kom die werke en die vrug by mekaar, en dan sê dat uit die vrug vloei my werke, en in kennis van God mag groei. Ek lees vir jou hierdie 2 skriffies weer, daar is nog baie tyd. Daarom hou ons ook nie op nie. Van die dag dat ons gehoor het, dat julle wedergebore is, en in geloof wandel, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig. Geestelike insig beteken, ek is in die gees besig om te verstaan wat die Here vir my sê. Vers 10, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag. In alles te behaag. Hoe awesome sal dit nie net wees, om die Here in alles te kan behaag nie. Elke ding wat ek doen, elke ding wat ek sê, elke ding wat ek dink, behaag ek die Here. In Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En op 'n ander plek sê Paulus, alles wat nie uit geloof is nie, is sonde. So ons lewe in geloof, dis wat ons lewe. Baie goed verstaan ons nie altyd nie, maar ons glo die woord van God. Ek lees vers 10 weer, ek praat te veel. Sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Vat hierdie 2 skriffies en skryf dit op jou selfoon neer. En wanneer jy tyd het in 'n dag, begin hulle leer. Begin hulle bid vir mense. Begin hulle bid vir jou gesin, vir jou werksmense, ons wat saam met jou werk. Begin dit bid vir die gemeente. En ons kyk wat die Here doen. Ek sluit af met die volgende skrif. Johannes 15 vers 8. Hierin is my Vader verheerlik, weer die woordjie verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Wil jy 'n disipel van die Here wees? Daar is die antwoord. Bly in hom, want hy is die wortel, en ons is die lote. Hy is die wynstok, ons is die lote. Sonder hom kan ons nie vrug dra nie. Sonder hom kan ons nie die werke doen wat ons moet doen nie. Kom ons vertrou die Here, en ons staan op dit, en ons vertrou hom, om elke dag meer en meer soos sy seun te word. Want dis hoekom hy al hierdie goed gedoen het. Dis hoekom daar 'n evangelie is, wat ons kan verander, om soos Jesus te wees. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woord vanmôre. Here, dit stig en bemoedig my, en ek glo ook vir elkeen wat nou geluister het, en nog gaan luister. Dankie Here dat ons wedergebore is, deur die kragtige werk van u Gees en deur die woord van God. Dankie dat ons u wil kan ken. Ons kan u wil beproef, Here. Ons kan vir mekaar bid, dat ons u wil in ons harte en ons lewens sal weet, en daarvolgens sal lewe. Dankie vir die vrug van die Gees wat u in ons uitgestort het, in ons geeste. En dat ons vrug kan dra tot u eer. En dankie laastens, Here, dat ons goeie werke kan doen, wat by bekering pas. Dat ons u wil sal doen, en u sal vir u behaag in dit wat ons doen. Here, ons eer u vanoggend as ons Here en ons God, as ons verlosser en saligmaker, as die een wat die prys betaal het, sodat ons kan lewe. En ook wanneer ons nou nagmaal gebruik, Here, bid ek, dat ons sal onsself herinner, dat u jouself gegee het op 'n kruis, gesterf het vir ons sondes, en opgestaan het vir ons geregtigheid. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek gaan pastoor Konrad vra dat hy die nagmaal vir ons kom bedien. Goeiemôre. Dit is 'n voorreg om aan die tafel van die Here te sit vanmôre. Die wat gaan help met die bediening, net dan voor kom asseblief. Baie dankie.
En terwyl hulle die elemente uitdeel, hou dit net by u, dan sal ons dit saam gebruik. En Michael en die span gaan ons net begelei met 'n liedjie of twee. Baie dankie. Julle kan maar die elemente uitdeel. Ook net baie dankie aan die bedieningsspan wat help om die elemente uit te deel. Baie dankie. My heart is captivated, Lord, by you alone. Captured by the awesomeness of you alone. Melted by the grace and mercy you have shown. Stand and wonder. I reach to you, the one who makes the blind eyes see, makes the chains of sickness with authority, restoring what was broken, so I may fly again. I live to worship you, and I breathe to worship you all of my days. Your face I will see. For as I worship you, you lead me to that place, of divine exchange. My heart is captivated, Lord, by you alone. Captured by the awesomeness of you alone. Melted by the grace and mercy you have shown. I stand and wonder. To you, the one who makes the blind eyes see, who breaks the chains of sickness with authority, restoring what was broken, so I may fly again. And I live to worship you, and I breathe to worship you all of my days. Your face I will see. For as I worship you, you lead me to that place, of divine exchange.
I live to worship you, and I breathe to worship you all of my days. Your face I will see, for as I worship you, you lead me to that place, of divine exchange, to that place of divine exchange. Wat 'n pragtige lied, 'n divine exchange waar die Here Jesus Christus sy lewe neergelê het sodat ons kan lewe. Nou is dit ons weer om te sterf in Christus en laat Christus deur ons kan lewe. En vandag herinner ons die nagmaal gebruik, een van die heilige sakramente wat die Here Jesus se liggaam en sy bloed voorstel. Daar's 'n skrifgie in die Ou Testament en ons het so 'n paar weke terug het ons die Paasnaweek gehad waar die Here Jesus Christus gekruisig is en opgestaan het. Die 14de het ons die hemelvaart en ons kyk terug en ons sien in Jesaja 53 vers 5 was dit voorspel gewees. Dit was 'n profesie gewees waar daar gesê was deur Jesaja, maar hy, dit is Jesus Christus, is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Divine exchange. Die Here Jesus Christus, ons sondes op hom geneem. En vanoggend kan ons dit herdenk. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom, in Christus, het ons die verlossing deur sy bloed. Vanmôre familie, wanneer ons hierdie brood en hierdie sap neem, gedenk ons hierdie verlossing, die werk wat Christus vir ons gedoen het op die kruis. Die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Ons herdenk dit en ons sê vir die Here Jesus Christus baie dankie dat hy sy lewe neergelê het. Dis 'n vreugde, dis 'n oomblik van dankbaarheid, 'n heilige dankbaarheid dat ons vanmôre hierdie nagmaal kan gebruik. In die nag wat die Here Jesus Christus verraai is, het hy die brood geneem en hy het dit gebreek en gesê, dit is my liggaam wat gebreek word vir julle. Gebruik dit so gereeld as wat julle bymekaar kom ter nagedagtenis van my. Dankie Here vir u liggaam wat u neergelê het, Here. Verbrysel is vir ons, Here, sodat ons kan staan. Here, ons sê vir u dankie. Daarna die Here Jesus Christus die beker geneem en gesê, dit is my bloed. Drink daaruit ter vergifnis van julle sonde. Dit is 'n seël van die Nuwe Testament wat die Here Jesus Christus vir ons gee. So wanneer jy vanmôre hierdie beker neem, is dit die seël van die Nuwe Testament en sy bloed. En ons sê vir die Here baie, baie dankie daarvoor dat ons sonde vergewe is. Dankie Here. Dankie Vader dat ons vanmôre aan hierdie tafel kon sit, Here. Vir 'n oomblik net die werk wat U aan die kruis vir ons gedoen het kan herdenk totdat U weer kom, Here. En ons is in afwagting daarvoor.
Maar Here, ons sê vir U dankie vandag. Here, vir U liggaam, vir U bloed. Dankie Here dat ons gered kan word, dat daar saligheid is, Here. Here, dat ons kinders van U kan word. En Here, dankie vir U bloed wat ons reinig van al ons ongeregtighede, dat U dit op U geneem het. Ons gee vir U al die lof en al die eer daarvoor in Jesus naam. Amen. So baie dankie, ons gaan gou een liedjie sing en dan sal ons afsluit. Goed, kom ons staan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Praise the Lord, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back. Praise the Lord, no turning back. Sing glory, glory, and hallelujah. Sing glory, glory, and hallelujah. Sing glory, glory, and hallelujah. No turning back. Praise the Lord, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Praise the Lord, no turning back. No turning back. Praise the Lord, no turning back. No turning back. Praise the Lord, no turning back. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Halleluja. Michael musiekspan, baie dankie. Wat 'n awesome diens. Pastoor Japie, dankie vir die woord. En laat ons sal oorgee aan God en hom sal eer. En laat ons die vrug sal uitdra. Dat dit die regte vrug sal wees. Dat die mense kan sien. Baie dankie Pastoor Japie vir daai boodskap. Pastoor Konrad, dankie vir die bediening op die nagmaal. Ons gee al die lof en die eer aan die Here. Ek gaan vir Thys vra om te kom afsluit. Daar is koffie en tee na die tyd beskikbaar. Here, wat 'n voorreg was dit vanoggend gewees, Here, om weer in U huis te wees, Here. Here, om die geleentheid aan te gryp om te luister na U woord, U waarheid, Here, wat daar gespreek word. Here, dankie, Here, vir U Heilige Gees, vir U woordigheid vanmôre. Dat ons vanmôre weer die dood en die opstanding kan herdenk, Here, wat dit wat U vir ons gedoen het, Here, nog elke dag vir ons doen, Here, laat ons so elke dag sal leef, Here. Wetend en onwetend dat U Gees met ons sal wees. Here, gaan met ons waar ons uit mekaar uit sal gaan, Here. Gaan met ons die week voor lê, elke verrigting, Here. Here, en ons bring aan U al die eer, die lof, die dank in Jesus naam. Amen. Baie dankie, veilige dag.